Ons kon verlede Sondag nie die erediens uitsaai nie, as gevolg van beerdkrag en internet, wat gevolglik af was. En daarom wil ek graag die boodskap met julle deel wat die Here Sondag op ons hart gedruk het, wat handel oor vergifnis en vernuwing. Ons is besig om uit die woord van die Here te hoor wat dit beteken om as nuwe mense te lewe. En die Here wil met ons praat oor vernuwing wat kom deur vergifnis. Ons leef in 'n wêreld vol ongelooflik baie haat en woede en wrokke. Ons lees daarvan feitelik elke dag van oorloë en van gerugte van oorloë. En ons sien verhoudinge tussen mense wat seer gekry het en wat selfs afgebreek en stikkend is. En ons lees van nuwe mense wat nuwe klere aantrek in Kolossense 3, 'n gedeelte wat ons al baie saam gelees het die afgelope tyd. Ek wil nie die hele gedeelte lees nie, ek wil net vers 13 lees. Verdra mekaar, en as enig iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Verdra mekaar en vergewe mekaar. Jy sien, vergifnis is die hart van die evangelie. Vergifnis is dit wat die Here Jesus gebring het, om ons as sondaar mense uit die verlorenheid van sonde en uit hierdie wêreld te red. Ons hou daarvan om te luister wanneer dit oor vergifnis gaan, veral wanneer ek kan hoor dat ek vir die Here kan vra om my te vergewe, en dan kan opstaan in die wete dat hy my wel vergewe het. Ons wil hoor dat die Here vergewe en hy vergeet. Hy hou nie boek van ons kwaad nie. So die Here gaan nie eendag boeke oopmaak en al ons sondes vir ons teruggee nie. Wanneer hy vergewe, sê die woord, verwyder hy dit so ver as wat die ooste van die weste af is. Ons raak meegevoer deur hierdie vergifnis. En een van ons grootste vrae is, as die Here ons dan nou vergewe, hoe vergewe ek myself? Hoe kry ek dit reg om hierdie vergifnis te aanvaar en in myself weer voort te gaan as 'n vergeefde kind van die Here? Jy sien, dis lekker om te hoor van al die dinge wat ons ontvang, die genade wat ons ontvang, die liefde wat ons ontvang, die vergifnis wat ons ontvang. Dit is die loon van die wedergeboorte, van bekering, en dit is die goeie nuus van die evangelie. En dit word daagliks van kansels of van verhoë af verkondig, die vergifnis wat ons ontvang. En dan vertel Jesus 'n gelykenis, 'n storie, oor die loon van vergifnis. En hy sit dit binne 'n bepaalde konteks, en daarvan lees ons in Matteus 20 vers 1 tot 16. Nou, ek gaan nie vanmôre dit vir julle lees nie, ek gaan dit vir julle vertel. Jesus vertel 'n gelykenis van 'n eienaar van 'n wynplaas. Nou, hierdie eienaar bly seker iewers hier op Stellenbosch, in die Boland. En die eienaar op die wynplaas het werk wat moet gebeur, wat gedoen moet word. Hulle moet die wingerde snoei. En dan moet hulle die stompies bymekaar maak en in sakke pak, dat die ouens daarmee kan gaan braai. Nou die oggend staan die wynboer op en hy vat sy bakkie en hy ry dorp toe, kom hier in dorp toe en hy kry hier 'n paar ouens wat rond sit en hy vra vir hulle, wil julle werk? En hulle sê ja, hulle het die werk, hulle wil graag werk. En hy kom met hulle ooreen. Kom snoei die wingerde, saag hulle op en pak hulle vir my in sakke, en ek sal julle R500 vir die dag betaal. Nee, sê hulle, dis 'n goeie plan. R500 klink vir hulle billik, hulle sal vir die R500 werk. Hulle val in hier teen 7:30 die oggend. Teen 12:00 ry hy weer dorp toe, hy moet hier iets kom koop, en hy ry by dieselfde plek verby en sien daar sit nog manne daar, en hy stop en hy vra, wil julle werk? Dit wat billik is, sal ek vir julle betaal. Ja, sê hulle, alles reg om te werk. 3 daai middag, toe kort hy iets by die koöperasie, en toe hy daar uitstap hier teen 3:30 se kant, sien hy daar sit 'n paar manne, en hy vra vir hulle, luister, ek kan nog werk daar my wingerd, is julle lus om te werk? Ja, sê hulle. Hulle sal kom, en hy sê, nee, wat billik is, sal ek vir julle betaal. So kom hulle op die plaas hier teen 4:00, 5:00, toe begin die manne oppak, want die werksdag is nou verby. Hy roep sy voorman en hy sê vir hulle,
Kry al die manne by mekaar en betaal hulle, maar begin by die wat laaste ingeval het, en betaal hulle eerste. En hulle staan in hulle ry en die ou wat laaste ingeval het kom en hy gee vir hom sy koevertjie. En toe hy die koevertjie oopmaak, sien hy, maar daar's R500 in sy koevertjie. En hy's baie bly. En die ouens wat eerste ingeval het, sy oë begin blink, want hulle werk daarom nou van 7:30 af al. En toe hulle koevertjie oopmaak, verander die blink oë in dowwe oë, en hulle begin toi en staak en bande brand, want in hulle koevertjie is daar ook die R500. En hulle begin skree, hulle is ongelukkig, dit is unfair, dit is onregverdig, want hoe kan die wat laaste ingeval het, dieselfde kry, as ons wat die hele dag lang in die son hard gewerk het. En dan sê die boer in Matteus 20 vers 12 tot 13, en dit lees ek vir jou, toe antwoord die boer, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie, het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie, vat jou geld en gaan huis toe, ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou, mag ek dan nie met my geld doen wat ek wil nie, of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Nou dis Jesus se storie. Dink net vir 'n oomblik hoe sou jy gevoel het as jy die hele dag lank hard gewerk het in die wingerd, in hierdie warm Bolandse son, en jy maak jou koevertjie aan die einde van daardie dag oop, en jy kry dieselfde as 'n ou wat net 'n uur in die laatmiddagson gewerk het. Hoe sou jy gevoel het? Nou, ek ken 'n paar van julle al, en ek dink jy sou baie bly gewees het. Jy sou na daai ou toe geloop het en vir hom 'n drukkie gegee het en vir hom gesê het, joh, maar ek is so bly vir jou. Ek is so bly, jy gaan nie vandag huis toe verbrand en moeg soos wat ek is nie. Ek is so bly vir jou dat jy net 'n uur moes gewerk het en dieselfde geld gekry het as wat ek gekry het vir 'n hele dag se werk. Maar ek sou gemou net. Ek sou gekla het. Want hierdie storie van Jesus is totaal onregverdig. Dit is unfair. Dis eintlik absurd as jy daaroor dink. Jesus sal 'n hele menslike hulpbron afdeling in 'n besigheid op antidepressante sit. Geen besigheid sal oorleef met so 'n bedeling nie, want die volgende môre sal niemand 8 uur wil inval om te werk nie. Almal sal eers 12 uur of 4 uur wil begin werk en dieselfde geld kry. En die arme boer sal baie vinnig bankrot wees met so 'n stelsel. Dit is totaal verkeerd. Jesus se storie is onregverdig. Die wat hard werk kry te min en die wat min werk kry te baie. Totdat jy die storie omdraai en die vraag vra na die baas en van sy kant af vra, is hy goed of is hy sleg? Was hierdie eienaar meer as regverdig of minder as regverdig teenoor sy werkers? En as jy eerlik is en eerlik erken, sou jy moet sê dat hierdie eienaar meer as regverdig was teenoor sy werkers, want hy het vir elkeen 'n goeie dagloon betaal. En jy sien, liewe kind van die Here, eintlik is ons probleem nie dat hy onregverdig was nie. Eintlik is ons probleem dat hy meer as regverdig was. Hy was meer as regverdig teenoor hulle wat dit nie verdien het nie. Meer as regverdig teenoor hulle wat nie 'n volle dag gewerk het en 'n volle dagloon verdien het nie. Want, en hier is die kruks van die saak, ons wil werk
op merit and not on mercy. Ons wil hê daar moet met op meriete gehandel word en nie op genade nie. Maar is die Here vir jou goed op meriete of uit genade? Is die Here meer as regverdig teenoor jou of minder as regverdig teenoor jou? Kry jy van God meer as wat jy verdien of minder as wat jy verdien? As God jou dan moet seën op meriete, as God jou moet seën volgens wat jy verdien, sou jy vandag beter af gewees het of slegter af? En jy sien, skielik is ek en jy dies wat laaste ingeval het en wat 'n groot loon kry. Wat vandag meer kry as wat ek verdien. En gelukkig nie kry wat ons verdien nie. God dank, hy werk nie met ons volgens meriete nie, maar uit genade. En as jy vanmôre dit nie kan bely nie, dan sê die woord, is jy jaloers. Want die koninkryk van God is vir mense wat besef alles is genade. En so vertel Jesus 'n ander gelykenis in Matteus 18. Een wat vertel van wat iemand gedoen het met die genade wat hy ontvang het. 'n Man met baie skuld word vrygespreek. Hy verdien dit nie. Maar hy word uit genade vrygespreek. Hy kry meer as wat hy verdien. En wat gaan maak hy met dit wat hy ontvang? Hy gaan wurg 'n ander ou wat hom iets skuld. Hy ontvang genade, maar het nie genade verander nie. En dan is die baas baie kwaad vir die een wat hy vrygespreek het. En dan sê hy vir hom, moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig, soos ek jou begenadig het nie? En sy heer het kwaad geword. Moes jy nie ook ander hanteer het op genade en nie op meriete nie? En dan sluit Jesus self die gelykenis af met woorde waaroor daar ongelooflik min gepreek word, dink ek, want ons hou net van die genade ontvang en die vergifnis ontvang gedeelte. Dan staan daar in Matteus 18, so sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Vader, vergeef my oortredinge, soos ek die vergewe wat teenoor my oortree. As jy nie ander wil vergewe nie, gaan jy nie vergewe word nie. As daar nie in jou lewe die behoefte en die begeerte is om dit wat jy van God ontvang, die genade en die vergifnis, ook met ander te gaan deel nie, dan gaan jy dit nie meer ontvang nie. As jy genade wil ontvang, moet jy genade kan bedien. As jy vergifnis wil ontvang, moet jy vergifnis kan gaan bedien. As jy verwag dat God met jou uit genade moet handel en nie op meriete nie, dan moet jy ander hanteer uit genade en nie op meriete nie. Dit wat jy ontvang, is ook dit wat ander by jou moet kry. En onvergewensgesindheid blokkeer die seën van die Here in mense se lewens. Dit blokkeer nie net die seën nie, dit blokkeer ook vergifnis en genade in jou eie lewe. Want hoekom moet die Here jou vergewe, as jy nie eers bereid is om hierdie vergifnis en genade
aan ander te gee nie. Baie mense leef vandag met wraak en woede en wrokke en onvergewensgesindheid. En baie mense ontvang gevolglik nie die seën van die Here nie. En jy kan baie redes voorhou waarmee jy jouself wil oortuig waarom jy nie kan of moet vergewe nie. Jy kan ook unfair skree. Dis unfair dat hulle dit aan my gedoen het. Dis unfair oor wat hulle van my gesê het. Dis unfair dat hulle nie die gevolge daarvan dra nie. Dis unfair dat ek moet aangaan asof niks verkeerd is nie. Dis unfair dat hulle kan aangaan met hulle ou gewoontes of hulle ou maniere. Dis unfair dat ek moet vergifnis gee sonder dat hulle vergifnis gevra het. Jy sien, jy kan unfair bly skree. Maar terwyl jy unfair skree uit jou tronk van onvergewensgesindheid, van wraak en wrokke en bitterheid, onthou net, jy kry ook wat jy nie verdien het nie. En ek weet dit is 'n ongelooflike moeilike en 'n seer en 'n sensitiewe saak. Maar die Here vra nie van sy kinders om te doen dit wat maklik is nie. Hy vra van sy kinders om te doen wat reg is. En vergifnis, weet ek, is nie 'n skakelaar wat jy net aan en afsit nie. Vergifnis is 'n proses en is 'n proses van verandering en vernuwing en van 'n nuwe gesindheid. Maar ons moet daartoe verbind as kinders van die Here. En ek is vandag na jou toe gestuur om vir jou toe kom sê, onvergewensgesindheid blokkeer die seën van die Here in jou lewe. Dit blokkeer God se vergifnis, sy genade, sy groei, sy genesing in jou lewe. En weet jy waar begin die proses van vergifnis? Dit begin by 'n keuse waarvolgens jy lewe. Merit or mercy? Petrus het met dieselfde ding gesukkel. Here, wat is die meriete vir vergifnis? Hoeveel keer moet ek vergewe? 70 maal 7 keer. 7 maal 7 keer, vra Petrus. Die Here antwoord, nee Petrus, 70 maal 7 keer. Want Petrus, jy wil werk op meriete, 7 maal 7. Maar ek werk op genade, 70 maal 7 keer. Want dis die genade wat ek vir jou het, wat jy ook verander moet hê. En ek verstaan vir eerste keer hierdie week, Jesus se woorde in Matteus 7 vers 2, waar daar staan, met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. As jy kies om met ander te werk op meriete, dan moet jy verwag dat God ook met jou sal werk op meriete. En bereken dan net die koste van jou keuse. Of jy kan lewe vanuit die mercy, die genade van die Here. Dit spreek vry. Dit spreek ander vry. Dit maak jou vry, sodat die Gees jou kan help en jou kan lei op 'n pad van vergifnis, van genesing en van groei. Ons moet hieroor bid vir vandag. Miskien het jy niemand wat jy moet vergewe nie. Miskien moet jy net hoor dat God met jou werk nie op meriete nie, maar uit genade. Miskien is daar mense wat jy moet vergewe, mense wat dalk nie eers meer hier is nie, mense wat oorlede is. Miskien wag jy vir iemand se verskoning sodat jy hulle kan vergewe. Miskien moet jy jou jaloesie los en besef, maar ek kry meer as wat ek verdien. Miskien moet jy iemand vryspreek. Jy weet, baie keer loop ons met goed wat ons teen ander mense vasdruk. Hulle weet nie eers meer daarvan nie. Maar ons agtervolg daai mense met ons wraak en wrokke. Los dit. Raak daarvan vry. Laat die Gees jou
jou nuut maak, jou verander, sodat jy kan vrykom. Miskien moet jy vir iemand 'n brief skryf, of vir iemand 'n WhatsApp stuur, of die beste nog, by iemand gaan sit, en hulle vryspreek, vergifnis selfs vra, en moenie wag vir mense se reaksie nie. Dit gaan nie oor hoe mense reageer nie. Doen dit in opregtheid. Die Here sien jou hart, en hy vra nie vir jou, kyk of hulle goed of sleg daarop reageer nie. Doen net wat God van jou verwag. Vergewe ten volle, en spreek vry, en jy sal ligter wegstap. Mag ons die mense wees, wat genade ontvang, en ook God se genade leef en laat beleef. Amen.